Goeiedag en welkom by Woordspieël. Ons kyk weer vanoggend in die woord in en ons wil daarso Jesus Christus raak sien sodat ons ons lewe met hom kan belyn en die Heilige Gees ons kan transformeer van heerlikheid tot heerlikheid. So vandag by Genesis hoofstuk 9 wat ek stil staan en die vers wat vir my uitstaan is vers 5. Dit sê, wanneer 'n mens doodgemaak word, eis ek rekenskap. Dit is nou God wat hierso praat. Of dit nou 'n dier is of 'n medemens wat dit veroorsaak. Elkeen wat sy medemens doodmaak, moet met die dood gestraf word. Nou, ek gaan nie nou hier in die debat van die doodstraf betrokke raak nie, ek wil nie oor daardie beginsel praat nie, maar ek wil praat oor die waarde van 'n mens se lewe. God wil hier benadruk hoe kosbaar 'n mens vir hom is, hoe kosbaar 'n mens se lewe in sy oë is. Hy sê nie dat hy 'n dier se lewe sal eis nie, maar 'n mens se lewe sal hy eis. In 'n wêreld waar daar so baie mense vandag is en waar ons so onsensitief geraak het vir die waarde van 'n mens se lewe, is hierdie iets om weer te onthou. Mense word vir niks doodgemaak nie. In films sien ons hoe mense van links na regs afgemaai word. En dit is omdat ons die waarde van 'n mens se lewe totaal verloor het. Ons besef nie, koninkryke sal verbygaan, planete sal kom en gaan, maar 'n mens sal vir ewig bly voortbestaan. Ons sal selfs nuwe verheerlikte liggame ontvang wanneer hierdie tydelike hulle doel gedien het. Ek moet met daai bewustheid leef wanneer ek vandag met mense te doen kry. Mense is meer ewig as koninkryke, as nasies, as planete, as sterrestelsels. Hulle in God se oë is hulle meer waardevol as al daai goed. Al daai goed sal kom en gaan, maar 'n mens is 'n ewige wese en sal vir ewig bly staan en is kosbaar in God se oë. Ek moet dit onthou, elke mens met wie ek in aanraking kom, is vir God so kosbaar en ek moet hulle so hanteer. Kom ons bid saam. Vader, help my om altyd die waarde van die mens met wie ek te doen kry, te onthou. Om daai waarde van daai mens wat voor my staan, te onthou. Ryk of arm, jonk of oud, gered of nie, help my om hulle te sien soos wat U hulle sien. Amen. Die Here seën jou vandag. Mag jy 'n wonderlike dag hê. As hierdie iets vir jou beteken, deel dit asseblief met iemand. Subscribe op die YouTube kanaal en sien jou môre.